Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Uit 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Dit is God se woord. Wat die afgodsoffers betref, stem ons saam. Ons het almal kennis. Kennis maak verwaand, maar liefde bou op. As iemand dink hy weet iets, is sy kennis nog nie soos dit behoort te wees nie. Maar as iemand God liefhet, word hy deur hom geken. Wat die eed van afgodsoffers betref, weet ons, daar bestaan geen afgod in die wêreld nie, en daar bestaan geen God nie behalwe een. Selfs al is daar inderdaad sogenaamde gode in die hemel en op aarde, en net so ook baie gode en baie here. Vir ons egter is daar een God, die Vader, uit wie alles is en ons vir hom, en een Here, Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur hom. Maar nie almal het hierdie kennis nie. Sommige is nog so gewoond aan die afgod, dat hulle steeds die vleis eet as 'n afgodsoffer, en hulle gewete, wat swak is, word besoedel. Kos bring ons nie nader aan God nie. As ons nie sou eet nie, ly ons nie gebrek nie. En as ons sou eet, het ons nie oorvloed nie. Pas op dat hierdie vryheid van julle nie vir die swakkes 'n struikelblok word nie. Want as iemand jou, wat die kennis het, in 'n afgodstempel aan tafel sien, sal hy nie, omdat sy gewete swak is, aangemoedig word om afgodsoffers te eet nie. Dan gaan die swakke, 'n broer vir wie Christus gesterf het, verlore as gevolg van jou kennis. Deur op die manier teen die broers te sondig en hulle swak gewetens te kwets, sondig julle teen Christus. Daarom, as kos my broer laat struikel, sal ek beslis vir ewig nie weer vleis eet nie, sodat ek nie my broer laat struikel nie. Dit is God se woord. Goeiemôre Ligpunt. Het is goed om saam met julle te wees vanoggend. En ek wil net saam met Dewald ook baie welkom sê aan jou as jy vandag eerste keer by ons is. Net om te noem wat Dewald ook gesê het, ons is hier by Ligpunt besig in 'n reeks in 1 Korintiërs. Ons het 'n paar jaar gelede die eerste blok in 1 Korintiërs gedoen. Ons het nou eintlik vir 'n klomp weke eers gewerk deur 1 Korintiërs 7 en toe so 'n bietjie geswem in die waters wat verband hou met 1 Korintiërs 7 en nou gaan ons deur hoofstuk 8 tot 11 gaan nog vir so 'n maand of 2 en so dis 'n goeie tyd om vir jou in te skakel as jy enige van die vorige preke in hierdie reeks sou wil opvang, is dit op ons podcast en ook op YouTube dink ek beskikbaar. Maar daai gedeelte wat ons gelees is, gaan ons nou na kyk in 'n oomblik en ek weet daar's reeds gebid, maar ek wil bid weer en vra dat die Here net nou ons harte en gedagtes gevange sal neem, dat ons ten volle kan stil raak om ten volle hom te kan oorpraat deur sy woord. Kom ons vra vir hom om daai bonatuurlike werk te doen. Ja Vader, ons kom hier na U toe, mense wie se gedagtes en as ons moet eerlik wees, weens ons gedagtes, ons harte gaan op hol met 'n magte om baie goeie en baie slegte dinge wat in hierdie wêreld met ons gebeur en ook verskeie dinge, beide goed en sleg, wat ons heeltyd trek in verskillende rigtings in. Here, maar ons loof en prys U vir hierdie Godgegewe geskenk wat die gemeenskap van die gelowiges is. Waar ons in die midde van 'n crazy wêreld net kan stil raak en U kan oorpraat met ons. Here, U praat hard en duidelik deur die woord. En so ons kom ook nou, elkeen van ons, waar ook al ons mag wees, en ons wil vir U die spreekbeurt gee wat U verdien, daai woorde wat lewe is. Kom Here, kom en werk ook nou in ons. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek dink meeste van ons het nou al die heel nuutste, mees populêre Suid-Afrikaanse slagspreuk gehoor. Dit gaan as volg, het sê: hulle weet nie wat ons weet nie. Natuurlik is daai woorde van Driekus Du Plessis, so 2 jaar gelede, dink ek het dit min of meer gekom, toe hy die eerste keer die wêreldkampioen was in MMA,
toe dat daai woorde gesê, dink ek op TV, en toe raak dit net, soos die Suid-Afrikaanse mantra, oral waar jy nou is daar hierdie baniere, by die rugby, by die Olimpiese spele, by die cricket, almal sê nou, hulle weet nie wat ons weet nie. Wat dit natuurlik beteken, ek dink wat Driekus Du Plessis daarmee bedoel het, die eerste keer is hy daarmee gesê dat ons as Suid-Afrikaners, ons het 'n unieke storie. En ons verstaan sekere dinge in hierdie wêreld wat ons, kom ons wees nou maar eerlik, spesiaal maak. As sekere lesse wat ons al geleer het in hierdie land Suid-Afrika wat ander mense nie lekker verstaan nie. Hulle sit nie met daai kennis, met daai inligting nie, en so dit maak ons spesiaal en dit gee vir ons 'n noemenswaardige voordeel in hierdie wedstryd van die lewe. Nou vriende, wanneer dit kom, as hierdie slagspreuk gebruik word in die konteks van sport, dan dink ek is dit redelik onskuldig en ek dink is nogals voordelig. Dit skep by jou 'n goeie tipe van trots, doen dit nie? Wat ons kan motiveer om beter te presteer. Great, kom ons hou aan om dit te sê in daai konteks. Maar kom ons wees eerlik met mekaar, wanneer hierdie mantra, die mantra is wat ons begin gebruik in die konteks van ons geloof en ons godsdiens, dan is dit so 'n bietjie af. Dit is 'n mentaliteit wat onaangenaam raak en wat baie gevaarlik kan wees. Julle sien, hier is die uitdaging vir ons as Christene, is dat die Christelike geloof, vriende, is 'n geloof wat staan of val op openbaring. Dit handel oor 'n God, die skepper van hemel en aarde, wat gepraat het. Hy het homself bekend gemaak by wyse van woorde. Hy het gepraat en hy het homself bekend gemaak. Uiteindelik het hy sy seun in hierdie wêreld gestuur, die perfekte finale woord, en die apostels en die profete het gekom en hulle het hierdie getuienis oor Jesus vir ons neergepen in ons Bybels, en God het vir ons sy gees gegee, die gees wat sy woord, die Bybel en sy woord, sy seun aan ons openbaar. Die Christelike geloof gaan alles oor waarhede. Dit is so. Die uitdaging is vir ons, die versoeking vir jou en my is dan, wanneer ons daardie waarheid begin proot en gevind het, is dat ons as Christene kan kyk na 'n ongelowige wêreld en ons sê vir mekaar, hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie, en dit is baie maklik om te begin neerkyk en ons liefdelose optrede dan aan die hand van dit wat ons dink ons weet en wat hulle nie weet nie, dan te regverdig. Maar ons doen dit ook onder mekaar as Christene. Ouens wat nie deel van ons tribe is nie, die ouens wat nie in ons kerkdenominasie of in ons tradisie presies staan nie. Die ouens wat nie heeltemal volgens ons lekker die waarheid so vas het soos wat ons het nie. Ons kyk na hulle en ons sê vir mekaar hier in ons tribe, ons sê oor hulle, want hulle weet nie wat ons weet nie. Hulle weet nie wat ons weet nie, en so is net maklik vir ons om neer te kyk op hulle en om ons liefdelose optrede dan te regverdig. En ons doen dit selfs ook binne in dieselfde plaaslike kerk. Ons kyk na ouens in ons midde wat dalk net nog baba Christen is, hulle is nog net vir 'n kort rukkie 'n Christen, hulle is dalk glad nie vir 4, 5, 6, 7 generasies deel van 'n Christen familie en familielyn nie, en ons sê ten minste vir onsself, sê ons vir onsself, hulle weet nie wat ek weet nie. En so dis net maklik vir ons om neer te kyk en ons liefdelose optrede so te regverdig. En dit is wat ek wil hê ons vanoggend oor moet saamgesels. Vriende, hoekom is so 'n mentaliteit soos wat ek nou net beskryf het verkeerd? En wat is dit wat ons voor oë moet hou sodat ten einde ons te verhoed dat ons kennis verkeerdelik sal gebruik op 'n manier waar ons dan liefdeloosheid en in trots optree teenoor mekaar, maar ook 'n wêreld daar buite. Wat is dit wat ons nodig het om voor oë te hou? 1 Korintiërs 8 gaan juist daaroor. Dit is wat 1 Korintiërs 8 vandag vir jou en vir my wil sê. Dit is wat God vir ons wil sê, vriende. En so, net om weer te sê, so klein bietjie, as jy nog nie tevore saam met ons was nie, die boek 1 Korintiërs is die eerste brief wat Paulus skryf aan die kerk in Korinthe. Dis 'n kerk vir wie hy baie lief is, dis 'n kerk wat baie duidelik is, hy mee baie vertroud is, maar hy's besorgd oor hierdie kerk. Ons dinge wat hom pla, hy maak dit vir ons duidelik reg deur die boek. Sy bekommernis met hierdie kerk in Korinthe is dat hulle vergeet wat hulle identiteit in Jesus is, en so hulle lewe nie in die lig van hulle identiteit in Jesus nie. 1 Korintiërs 1 vers 2, hy sê,
kerk in Korinthe, onthou wie julle in Jesus is. Julle is heiliges. Julle is geheilig in Christus. Nou, lewe in die lig daarvan en lewe as heiliges. En so hoe die boek opbreek in hoofstuk 3 en hoofstuk 4 kom Paulus en hy vermaan die kerk in Korinthe oor die oneenheid in hulle midde en die faksies en die twis wat hulle het. En hy sê vir hulle, hoorie, ek roep julle tot heiligheid. En dan in hoofstuk 5 tot 7, en so dit sluit af die gedeelte wat ons nou in einde hoofstuk 7 mee besig was, kom Paulus en hy vermaan die Christene in die kerk in Korinthe oor hulle seksuele immoraliteit. En hy roep hulle vir 3 hoofstukke lank om heilig te lewe. En nou vanaf hoofstuk 8, al die pad tot aan die einde van die boek basies, tot in hoofstuk 14, gaan Paulus die kerk in Korinthe vermaan vir hulle liefdeloosheid. En hy roep die kerk om te lewe in heiligheid. Maar hier waar ons nou is, in hoofstuk 8, al die pad tot in hoofstuk 10, is daar 'n spesifieke issue in die kerk, 'n spesifieke kwelpunt wat lei tot liefdelose optrede in hulle midde. En dit het alles te doen met afgodsoffers. Jy sou dit dalk raak gelees het in ons gedeelte, het jy dit daar gesien? 8 vers 1 praat oor afgodsoffers, 8 vers 4 praat oor afgodsoffers, en aan die einde van hierdie gedeelte, hoofstuk 10, vers 19, kom hy terug. So alles in hoofstuk 8 tot 10 is hy besig om nou te praat hier oor hoe hulle hierdie geskilpunt in hulle kerk oor afgodsoffers hanteer. Hier is die spesifieke situasie wat afgespeel het. Onthou, ons praat hier van eerste eeu Korinthe. Korinthe is in Klein-Asië. Daar's baie godsdienste, daar's baie gode, en so daar's baie tempels oral gewees. En by al hierdie tempels vir al hierdie gode was daar offers gebring, daaglikse offers gebring. Maar die ding is met afgode is dat hulle eet nie actually die vleis wat jy vir hulle neersit nie. En so ergens langs die pad het die priesters redelike goeie Ponzi skema uitgewerk en te sê hulle, hoor, hierdie is wat ons gaan doen. En ons offer 'n gedeelte dalk vir die afgod, maar 90% van die vleis vat ons dan, ons verkoop dit dan aan 'n handelaar wat dit gaan verkoop daar in die mark, en dan kan die publiek dit kry, en op daai manier word ons God aanbid en ons maak nog lekker geld ook uit dit uit in die proses. En dit is wat gebeur het, en dit raak dan die issue in die kerk in Korinthe. Want die vraag is nou onder die Christene daar in Korinthe, eerste eeu, hoorie, mag ons hierdie vleis koop? Wat in die mark verkoop, dit word by Woolies verkoop. Kan ons dit koop? Mag ons dit eet? En dit is die kwelpunt, die vriende. Imagine gou saam met my, dink gou saam met my, 2 gemeentelede in die kerk in Korinthe, Piet en Jan. Piet nooi vir Jan om rugby te kom kyk by hom Saterdag. En hulle gaan voor die tyd 'n vleisie braai, en daar kom Piet. Piet is al vir jare lank, by the way, 'n Christen, 4 generasies Christen. Jan het nou net tot bekering gekom, soos 3 maande, 6 maande gelede. En so Piet nooi vir Jan oor, en Piet haal daar sy vleis uit, en die sticker is nog op die pak, het sê, King Nero's Meat Deli. Beste slaghuis in die hele van Korinthe. Jan kyk daarna, en Jan is dadelik so 'n bietjie ongemaklik. Hy sê dit half so huiwerend vir Piet, maar hy sê vir my luister hier so, Piet, mag ons hierdie vleis eet? Ek bedoel, dit was geoffer aan Nero, wat nou as 'n god aanbid word hier by sy tempel. Mag ons dit eet? En Piet so half amper lachend, aflachend, sê so vir Jan, ag Jan, man, moenie so superstitious wees nie, man. Ken jy nie dan jou Bybel nie? Ken jy nie die Shema, Deuteronomium 6 nie? Die Here ons God, die Here is een. Daar's net een God, daar's nie ander gode nie. So al hierdie gode, dis maar net rook en afgodsoffers wat teen die ceiling vasgaan. Dis make believe. So ons is vry om dit te kan eet. Dis wat die Bybel vir ons sê. En so, ek bedoel, dit wat Piet sê klink nogals indrukwekkend, en Jan wil nie nou 'n killjoy pluggie wees nie, en so hy vat maar 'n hap en hy eet maar saam, hy kyk die rugby, die Springbokke wen, en hy gaan huis toe daai dag, maar hy voel vuil. Hy voel ongemaklik. Hy voel hy het gesondig teen sy koning en sy Here, sy verlosser Jesus. En vriende, dit is die kwelpunt wat aangaan in 1 Korintiërs hoofstuk 8.
Paulus praat in hierdie 12 verse wat ons na kyk vandag, praat hy hier met die Piete in Korinte, met die wat genoem word die sterkes. En hierdie is Paulus se boodskap in ons gedeelte. Hy gee dit vir ons reg in die begin. Paulus sê in hierdie gedeelte vir die sterkes in die kerk, pas op. Pas op. Dit is moontlik vir jou om God se woord te ken en dit is moontlik vir jou om God se woord te gebruik om jou optrede te regverdig waar jy tegnies reg kan wees, maar in die oë van God doen jy verkeerd. En dit is wat Paulus in hierdie gedeelte wil sê. En so, ek weet nie of jy het opgetel het, die hele gedeelte gaan oor kennis. Het jy dit raak gelees daar? 10 kere, vriende, in die gedeelte, 10 kere in ons verse, kom daar een of ander variant van die woord kennis voor. En hierdie gaan Paulus se argument wees. Hy gaan 'n 3-ledige waarskuwing rig hier aan die sogenaamde mature Christene in die kerk, die sterkes, wat ten koste van ander in hulle kennis roem. En daar's 3 waarhede, ironies, wat Paulus eintlik vir hierdie sterkes sê, julle verstaan nie lekker nie. Julle weet nie eintlik hoe julle behoort te weet nie. En dit is wat hy hierso gaan doen. En ons gaan nou kyk aan die hand van die volgende 3 opskrifte, dit behoort op die skerm te wees ook. Hier's die eerste ding, vers 1 tot 3. Paulus lig hulle in oor wat ware kennis is. Kyk saam met my, hou die teksgedeelte voor oor, laat ons kan sien wat Paulus sê, 8 vers 1. Paulus sê wat die afgodsoffers betref, dis nou die debat wat ek nou net na verwys het. Paulus sê, stem ons saam. Ek stem saam met julle. Ons het kennis, maar die vraag is, wat is ware kennis? Ja, ons het kennis, julle is reg. Maar kom ons gesels net gou vir 'n oomblik oor kennis, en dan gaan hy 3 dinge sê oor wat ware kennis is. Eerstens, ware kennis word gekenmerk, sê hy eers tweede helfte van vers 1, deur liefde. Dit word gekenmerk deur liefde. Jy sien, wêreldse kennis, dit wat hierdie Korintiërs hulle self aan skuldig maak, wêreldse kennis is die manier om verwaand te raak. Die Engels sê dit mooi, it puffs up. Jy kry so 'n bietjie groot kop, en soos wat jy dit doen, jy kan nie anders as jy verwaand raak, as om so 'n bietjie neer te kyk op ander nie. Jy dink jy's beter as hulle, en jy hanteer hulle benede jou. Maar nie so is dit met ware kennis nie. So is dit nie met ware kennis nie. Maar liefde, sê Paulus, bou op. Soos jy goddelike insig het, sê Paulus, ware kennis het, dan sal jou optrede as jy werklike kennis het, gaan een wees waar jy 'n seëning gaan wees. Jy gaan nie ten koste van ander nie, maar tot voordeel van ander gaan jy daardie kennis aanwend. Hy gaan aan, kyk daar so saam met my in die teks, hy sê ware kennis word dan gekenmerk deur nederigheid. Jy sien 'n persoon wat genuine verstaan wat in die wêreld aangaan. Ek praat nie van jy het 'n hoë IQ nie, want jy kan 'n hoë IQ hê, maar nie regtig egte ware kennis hê nie. As jy werklik verstaan wat aangaan, verstaan jy dat daar's 'n God, wat beteken jy's nie God nie, wat beteken jy's nie alwetend nie. Iemand wat ware kennis het, besef hulle weet nie alles oor alles nie. En so dit kom dadelik met 'n tipe van 'n postuur van daardie persoon wat dan nederig is. Wat besef dat hulle is nie altyd reg nie, selfs daar waar hulle oortuig is van dinge, sê hulle dit as iemand wat weet dat selfs die insigte wat hulle het, is net 'n geskenk gewees van die Here. So dit kom met 'n nederigheid. En dan derdens, en eintlik die belangrikste punt hier wat hy maak, die derde ding oor ware kennis, Paulus sê ware kennis is verhoudingsgebaseerd. Paulus gaan na die suiwerste vorm van kennis toe om sy punt te maak. Sien jy dat hy praat hier oor God en God se kennis van ons. Nou wanneer hy daarso sê 'n Christen, iemand wat vir God lief is iemand wat deur God geken word, dan natuurlik beteken God wat ons ken nie dat God weet net 'n lysie van feite oor ons nie. Daai woordjie ken is 'n verhoudingswoord. En dit is die punt wat Paulus eintlik hier wil maak as jy half die 3 versies wil saamtrek. Paulus sê soos vir God, so vir God se kinders. Indien die Korintiërs, hierdie Christene, 'n mense sou wees wat waarlik vir God lief is en waarlik deur God geken word, dan sal hulle vers 1 tot 2 'n mense wees wat ook mekaar ken.
en op 'n verhoudingsvlak hulle liefde en nederigheid sou uitlewe. Hulle kennis sal nie net, soos die Engelsman sê, intellectual wees nie. Hulle kennis sal relational wees. En ek dink dis voor die hand liggend, dink aan 'n huwelik. As ek sê, ek en Anshin is getroud, as ek sou sê, en dis 'n illustrasie wat ek al tevore gebruik het, maar ek dink dit maak die punt hier. As ek sal sê oor my vrou, ek ken Anshin. Ek ken haar. Dan natuurlik voorveronderstel dit, dat daar is sekere inligting oor Anshin wat ek weet. Ek weet wat haar naam is. Ek weet wat haar familie agtergrond is. Ek ken haar, wat is haar gunsteling kos, haar favourite tipe van flieks, ek weet wat haar sterkpunte, haar swakpunte, dis inligting. Ek ken haar op daai manier, maar natuurlik as ek sê, ek ken haar, dan is dit soveel meer as bloot net intellectual, nee. Nee, wat dit beteken, is dat ons harte is in sync met mekaar. Dis wat dit beteken, om iemand te ken. Dit beteken ons jaag dieselfde begeertes na. Vir ons om mekaar te ken beteken ons is fundamenteel vir mekaar. Ons funksioneer as een. Dit is wat dit beteken om te kan sê jy ken iemand. En vriende, dit is Paulus se punt in vers 1 tot 3 aan die Korinteërs. Paulus sê vir hulle, julle sê ons het kennis van God. Wel, dit lyk nie so nie, sê Paulus. Ware kennis, die wat waarlik vir God ken, is mense wat in hul verhoudings met ander gekenmerk word, daai verhoudings gekenmerk deur liefde en nederigheid. En vriende, hierdie is 'n waarheid natuurlik wat so belangrik is. Ek dink juis vir 'n kerk soos ons by Ligpunt. En jy mag dalk vandag die eerste keer hier by Ligpunt wees of net in die laaste paar weke of maande hier wees. En hopelik het jy al klaar dit begin optel. Ons is 'n kerk by Ligpunt onbeskaamd wat 'n onsaglike hoë premie op kennis stel. Ons is ernstig oor God se woord. Van die eerste oomblik wat ons hier ingestap het, wil ons mekaar herinner aan God se woord, die liedjies wat ons sing probeer skrifgetrou wees. Wanneer ons bid, dan bid ons Bybel. Wanneer ons hierso kom om te preek, dan preek ons deur boeke van die Bybel. Ons berading probeer ons woord gesentreerd hou. Wanneer ons Ligpunt gesinne by mekaar is of ons one-to-one disipelskap doen, dan is die Bybel, God se woord, is die spulpunt van ons lewe saam. Ons het dieper gehad vroeër in die jaar en ons gaan weer 'n dieper hê later in die jaar waar ons dieper wil delf in om God nog beter te leer ken. Ons het elke maandag aand en ons doen dit al vir hoeveel jare, vir 12, 13 jaar, saam met ander kerke het ons 'n Bybelskool. Ons is ernstig in hierdie kerk oor kennis en dis goed en is reg en dit gaan altyd so bly. Maar Ligpunt, kom ons sê dit net weer vir mekaar. Ons sal dwaas wees. Ons sal dwaas wees as ons nie die einste woord wat ons so in roem ook in hierdie area sal toelaat om met ons te praat nie. Ons moet vir mekaar aanhou sê, ons intellektuele kennis van God by wyse van sy woord is lewenswater vir ons, maar hoor mooi, dis 'n means to an end. Ons wat tyd spandeer in God se woord is 'n means to an end. Ons leer God ken deur sy woord. Die doel is dat ons hom dan ken, in verhouding met hom sal woon en met hom sal wandel. Dit is wat ons nodig het om vir mekaar oor en oor te sê. En so vriende, vra jouself net af, en hierdie het my baie aangespreek hierdie week, soos wat ek hieroor gedink het vir myself ook. Maar wie is daardie individue wat jy voel, en ons praat hier spesifiek in die konteks van ander Christene, wat jy eintlik voel is so half benede jou? Jy sal dit nooit vir iemand anders sê nie, maar jy dink hulle is benede jou, want hulle weet net nie wat jy weet nie. Spesifiek hier in die kerk, dalk is dit in jou Ligpunt gesin. Sien vriende, as ons onsself enigsins op daai plek vind, en dit is so 'n natuurlike versoeking vir Christene en veral vir die van ons wat ernstig is oor die Bybel, dan wat ons almal nodig het om te doen is, kom ons hardloop na Jesus toe. Kom ons hardloop na Jesus toe. Ek's mal oor daai woorde van 2 Korintiërs 4 wat praat van die Christenlewe as iemand wat die glorie van God in die gesig van Jesus gesien het. So as ons begin half in liefdeloosheid en half verwaand neerkyk op ander, wat beteken dit? Ergens het ek en jy begin om die glorie van God in Jesus te mis.
Eerens het ons begin kerk speel en ons mis die bonatuurlike openbaring wat die hart is van al die kennis wat ons kyk, en dit is om Jesus in al sy heerlikheid te sien. En so as jy jouself vind, soos wat ek myself vind, in daai slaggat trap, kom ons doen dit. Ons kom in geloof en bekering na God toe, ons kyk weer na die glorie van God in Jesus. Ons drink al die genade en die goedheid in waaraf ons is, en dan laat ons toe dat dit ons verhoudings met mekaar dan ook beïnvloed. Kom ons doen dit, vriende. Onthou, waarheen is die hele boek van 1 Korintiërs op pad? Die klimaks van die boek is daai bekende hoofstuk, nee, wat altyd gelees word by ons troues, alhoewel Paulus dit as 'n vermaaning eintlik gee in 1 Korintiërs 13. Dit wat ons hieroor praat, is op pad na 1 Korintiërs 13 toe. Onthou wat sê Paulus, en dit is 'n waarskuwing vir ons. 1 Korintiërs 13 vers 2 sê Paulus, indien ons al die geheime verstaan, indien ons goddelike kennis besit, maar daar is nie liefde nie, daar is nie liefde tussen mekaar nie, dan is ons niks. Hy sê nie dan weet ons niks nie, dan is ons niks. Hier is die tweede ding. Hier is die tweede waarheid uit 1 Korintiërs 8 wat ek wil hê ons moet sien. Ons het gekyk na ware kennis, nou gaan Paulus praat oor die ware God, vers 4 tot 6, en so kyk saam met my daar, hou jou neus in die teks, vers 4, Paulus stem saam met die Korintiërs, hy sê, wat die eet van hierdie afgodsoffers betref, weet ons, daar bestaan geen afgod in die wêreld nie, en daar bestaan geen ander God behalwe die een God nie. En so, weer eens sterk is, julle is reg, wel dan, julle teologie is spot on, julle ken die Shema, Deuteronomium hoofstuk 6, wat sê, die Here ons God, die Here is een, daar is net een God. Julle is heeltemal reg oor dit, julle is reg, kyk al vers 5, daar is nie regtig hierdie ander gode en hierdie ander Here, hulle bestaan nie regtig nie. En so vers 6, daar is net een God Vader, en daar is net een Here, Jesus Christus. Maar hier is wat ek dink, hoekom Paulus vir ons daai gedeelte gee, en veral vers 6. Ek weet nie of dit opgetel het nie, en jy mis dit in die Afrikaans. En ek weet nie hoekom die Afrikaans dit heeltemal so vertaal nie, maar daar's 'n herhaling wat 3 keer plaasvind in vers 4 tot 6. En so ek dink die Engels is ook daar op die blaadjie. Tel jy dit op in die Engels, die woordjie existence in vers 4, wat dan 2 keer herhaal word in vers 6, exist. Ek dink, die punt wat Paulus hiermee maak, sy argument gaan iets soos volg. Paulus sê in effek hierso, vriende, hy sê, want hy praat met die Korintiërs. Paulus sê, ja, julle is reg. Die afgode bestaan nie regtig nie. Julle is reg oor dit. Maar Korintiërs, moenie blind wees vir wat bestaan nie. Julle broers en julle susters bestaan. Daar's 'n Vader uit wie uit hulle bestaan. Daar's 'n Vader vir wie hulle bestaan. Daar is 'n Jesus deur wie hulle bestaan. Moenie dit mis nie. Paulus sê vir die kerk in Korinte, die probleem is dat julle teologie, wat in een sin reg is, gaan nie ver genoeg nie. Ja, daar's net een God. Maar kyk hoe is hy besig, kyk wat is sy hart, kyk wat is sy begeerte. 'n Woord in Afrikaans wat ons almal gebruik, natuurlik ook in Engels, baie keer is die woord abstrak. Nou as jy die woord abstrak gebruik, die Latyns vir abstrak, vriende, beteken letterlik om iets te verwyder. Dis wat die woord abstrak beteken, dit is om 'n ding te verwyder. So as ek en jy praat van een of ander idee, of een of ander konsep is abstrak, dan is dit nie dat dit is per se verkeerd nie. Daai idee is korrek, maar hy's verwyder van die regte, egte wêreldse realiteit. Dit is net 'n abstrakte ding wat verwyder is. Dit raak 'n wonderlike konsep, maar dit is 'n abstrakte idee. En dit is dink ek wat Paulus hierso sê vir die Korintiërs. Paulus sê vir hulle, well done. Julle vers 6, julle teologie is korrek.
Julle katekisasie antwoord kry julle vir 10 uit 10, julle kan die seël kry. Daar is net een God, die Vader, uit wie alles is, en ons is vir hom, die een Here Jesus Christus, deur wie alles is. Dis reg. Maar hoe julle leef is verwyder van die realiteit af. Julle is besig om te vergeet dat die God wat julle so mooi teologies en in teorie bely, in julle belydenisgeskrifte, julle is nie besig om te lewe in die lig van die volheid van daardie waarheid nie. En weer eens, vriende, het ons nodig om vir onsself te vra, en weer eens is hierdie iets wat my regtig hierdie week aangespreek het vir myself, en ek vermoed ek is nie die enigste ene nie. Vriende, wie van ons kan nie bely dat ons hieraan skuldig is nie? Veral vir so baie van ons wat goed gekerk is en mooi gekatekiseer is. Ons het soveel kere wonderlike teologie, maar ons teologie klop nie met ons lewens in die regte, egte wêreld nie. Dis net abstrak. En as dit jy is soos ek, en dit voel vir jou dat die Gees jou op hierdie oomblik aanspreek, is die vraag, wat behoort ons te doen? Want asseblief, laat ons nie dit hoor en vir 'n oomblik praat die Gees met ons, en gaan ons aan om net teologie godsdienst te speel nie. As die Gees jou aanspreek, wat ek en jy moet doen is, kyk na vers 6. Ons hardloop na Jesus toe. Ons hardloop na Jesus toe, want dit is deur Jesus Christus wat ons na die Vader toe kom. Vriende, dis die evangelie. Dit is die Christelike geloof. Ons kom na God toe altyd deur Jesus. As jy wil double-klik op wat dit beteken om deur Jesus na God toe te kom, is ek en jy kom na God toe en sê, God, ek is skuldig. Vir te lank het ek kerk gespeel, vir te lank het ek wonderlike waarheid bely, maar nie gelewe asof ek dit regtig glo nie. Here, ek is skuldig, en ek kom na U toe deur Jesus. Ek kom na U toe aan die hand van Jesus. Jesus wat op die kruis, die oordeel wat ek vir my abstrakte godsdiens verdien, het Jesus op die kruis gevat, en hy het sy geregtigheid deur hom, my oordeel na hom toe, sy geregtigheid deur Jesus kom na my toe. Nou kan ek U Vader noem. Vers 6. Vriendin, kan ek jou aanspoor, dalk sit jy vandag en jy's nie 'n Christen nie. Kan ek jou uitnooi as jy nog nie 'n Christen is nie? Vandag is 'n goeie dag vir jou om te sê, ek gaan met die skepper van die heelal, ek gaan na hom toe kom en in verhouding met hom tree deur Jesus. Ek wil sy kind genoem word, ek wil hy met my Vader wees. Kan ek jou nooi in geloof en bekering vandag? Kom deur Jesus na God toe. En as jy so sit en jy is 'n Christen en soos ek, moet jy erken dat ons hier nie gelewe het soos ons moet in verhouding met God nie. Kom ons ook in geloof en bekering deur Jesus kom na God toe. Die Christen lewe, vriende, dit is wat ons elke dag doen, geloof en bekering, geloof en bekering, geloof en bekering. Wat ons doen, is om in 'n mate ons geloofsbelydenis en ons geloofsbeledenis. Die Christen lewe is 'n wêreld waar ons deur aanhoudende geloof en bekering daai twee wil kry om meer en meer te opline. Ons almal is so 'n bietjie hipokrits. Dit gaan nie ewigheid nie. Dit gaan hierdie lewe vat. Elke dag waar ons terugkom in geloof en bekering, dat ons geloof belydenis en ons geloof belewenis sal begin toenemend opline met mekaar. Derde ding, laaste ding, ware aanbidding. Kom ons kyk vinnig na vers 7 tot vers 13. Soos genoem nou net in vers 4 tot 6. Paulus het nou net het hy gesê, ja, ek stem saam met julle oor die Shema, Deuteronomium hoofstuk 6. Kyk op my op die skerm, en ons 'n spesifieke ding wat ek wil hê ons net moet raak sien. Hier is die Shema in Deuteronomium 6 in die Engels. Dis die eerste gedeelte wat Paulus hier aanhaal. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Maar wat aangaan in die Shema in Deuteronomium 6 met vers 5 wat sê, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. So dit is die Shema. Hierdie is ware aanbidding gewees in die Ou Testament, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, hele siel en met al jou krag. Dis baie treffend in Matteus 22 van die Fariseërs vir Jesus probeer vasvra, en hulle vra vir Jesus, wat is die groot gebod?
Dan kom Jesus en hy haal die Shema aan, maar Jesus kom en hy tweak dit 'n bietjie. En ek wonder of dit nie verwant hou aan presies die fout wat fariseërs gewoonlik maak, presies al wat die fout is van 1 Korintiërs 8 nie. Maar Jesus gaan dan, hy gee die groot gebod en hy tweak hom so, hy sit so sy eie spin op dit, wat net Jesus mag doen, by the way. En Jesus sê, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all of your mind. Maar Jesus gaan aan. Hy stop ook nie daar nie, hy haal dan 'n ander Ou Testament teks uit. En Jesus heg by Deuteronomium 6 aan en hy sê, and a second command which is like it. Dit gaan saam met die ander een. Die twee commands staan of val tesame is, you shall love your neighbor as yourself. En ek dink vriende, dit is Paulus se argument hier in 1 Korintiërs 8. Paulus se argument, hy het nou net die Shema herroep, nou roep hy die Korintiërs in vers 7 tot 13 tot naaste liefde. Paulus sê weer eens vir hulle, well done Korintiërs, well done dat julle kennis het. Maar kyk vers 7, nie almal het hierdie kennis nie. Party van julle boeties en sissies in die kerk, hulle kom uit daai wêreld van afgodsaanbidding uit. Dit is nog vars in hulle gedagtes en hulle lewe. Dit was nog ander dag deel van hulle lewens. En so hulle gewetes is met betrekking tot hierdie spesifieke saak is dit swak. En hulle gewetes word maklik besoedel, vers 7. So kyk vers 9, Paulus sê pas op. Pas op dan dat hierdie vryheid van julle nie vir die swakkes 'n struikelblok word nie. 'n Struikelblok natuurlik is 'n ding wat jou laat val. En as jy val, kry jy seer. En hier is die punt wat ek wil hê ons nie moet mis nie, want Paulus sê dit en ek dink ons mis dit in die teks daar. Paulus se punt hier vir ons is, moenie jou boetie of jou sussie seer maak nie. Want as jy jou boetie of jou sussie seer maak, maak jy vir Jesus seer. Dis wat hy regtig hierso sê. Ons onreg teenoor ons naaste is onreg teen Jesus. Sien jy hoe hy daar sê, kyk saam met my daar in vers 11. Die swakke wat as gevolg van jou kennis verlore gaan, is 'n broer vir wie Christus gesterf het. Kyk vers 12. Deur op die manier teen die broers of susters te sondig en hulle swak gewetens te kwets, sondig julle teen Christus. Dis Jesus se punt in Matteus 22. Hierdie hele ding, ware aanbidding, jy kan nie jou mind uit dit uitlos nie. En jy kan nie sê, wel, hoorie, dis net ek en God, wonderlik, ek praise en worship, maar my naaste liefde het ek nie meer 'n saak nie. Daai goeters gaan saam. Daai goeters gaan saam. Weereens vriende, hoe lyk dit vir ons in praktyk? Hier is die vraag wat ek dink ons onsself moet afvra, beide as 'n gemeenskap saam, maar ook individueel as gelowiges. Die vraag vir ons vandag met betrekking tot hierdie waarheid is, vriendin, wat is daardie dinge wat ek en jy mag voel, ons Bybels by regte is om te doen, maar wat 'n struikelblok vir ander broers en susters in ons midde regtig egtig is. Wat is daardie dinge? En ek wonder wat kom selfs nou in jou gedagtes op. Nou hierdie is die uitdaging. Ek dink die uitdaging is, dit is nie so maklik nie. Die meeste van ons het nie massiewe gewetens-issues oor waar was die vleis wat ons gekoop het by Kingsmead Deli voorheen en vir wie was dit geoffer nie. Ek dink nie, dis nie 'n direkte korrelasie vir ons nie. Wat dit ook uitdagend maak is, ek dink dat hierdie waarheid en 'n soortgelyke waarheid wat jy in Romeine 14 het, dink ek word baie keer so klein bietjie in 'n power struggle misbruik deur party mense in die konteks van kerke. So ek dink baie kere kom dit al voor dat daar's party mense wat teologies volgens die Bybel dink sekere dinge is sonde. Jy mag glad nie alkohol drink nie. Dis wat hulle dink is wat die Bybel sê. Of hulle sal sê byvoorbeeld jy mag glad hoegenaamd geen wêreldse rolprent kyk nie. Dis kategoriese sonde. En dan baie keer sal hierdie teks half gebruik word daar op 'n manier om vir jou te sê daarom hoor jy vir daai rede ons moenie byvoorbeeld alkohol gebruik of enige rolprente kyk. Ek dink afhangende van wat hulle bedoel mag hulle reg wees, maar is meer nuanced as dit.
Let wel, vriende, en hierdie is belangrik vir ons om te verstaan, die kwessie op die tafel hier is 'n broer of 'n suster se verlede. Dis hulle storie. Daar's 'n spesifieke ding in hulle nie-Christen lewe, wat nou dat hulle, en dit is gewoonlik iets in die begin van 'n Christen lewe, want baie kere is daar 'n mate waarin ons ook sterker word in sekere areas van ons gewete is baie keer, maar waar daar 'n spesifieke aspek van hulle lewe was, wat nou dat hulle tot bekering kom, hulle gewete skwel. So as ek kan teruggaan na die 2 voorbeelde, dit is net 2 voorbeelde van dit, maar kom ons vat die voorbeeld van alkohol. Dit is die broer of suster wat in hulle nie-Christen jare ernstig gesukkel het met alkohol, 'n alkoholist was. En regtig, dit was die ding wat hulle vasgehad het. En hulle het tot bekering gekom. Hulle is nie noodwendig heeltemal uitgesorteer nie, maar die ketTINGs wat die duiwel op hulle gehad het, is nou gebreek. En so hulle is rou en vars as nuwe gelowiges in hierdie area waar hierdie ding vir hulle voel sterk daaroor. Nou let wel, hulle sê nie kategories alkohol is van die duiwel af, en jy weet jy mag in geen omstandighede nooit alkohol drink nie. Dis net vir daai ou genuine moeilik as hy Ligpunt gesin manne vir hom sê, hoor kom ons drink 'n paar biere lekker saam terwyl ons die rugby kyk. Dis nie vir hom taaf. Hy sukkel daarmee, hy sukkel in sy verhouding met die Here met dit. Hy wens eintlik al of hy kan daai gesprek met jou hê, maar hy wil ook nie te eng voorkom nie. En ek dink dit is die tipe van issues. Dit is op die area van rolprente. Dis dalk dit kan 'n ou of 'n dame wees wat dalk in hulle nie-Christen jare ernstig vasgevang was met pornografie. Verskriklik vasgevang was daarin. En toe tot bekering gekom het. Nou prys die Here in 'n mate losgemaak is van daardie vorige slawerny van hulle. En hulle is aan die brand vir Jesus nou. En hulle veg die goeie geveg. En nou as die res van die Ligpunt dames of die Ligpunt ouens sê, "Hey, kom ons gaan kyk 'n movie," en hulle kom daarso by New Metro en hulle sê, "Ja, kom ons kyk hierdie fliek want dit is 'n wonderlike Grammy Award fliek wat ons kan kyk, maar hy of sy sien dit sê 16 nude." Hulle wil nie klein daaroor wees nie, maar hulle is ernstig daaroor want hulle weet wat dit kan skade berokken en so dit kan hulle verhouding met die Here skade doen, hulle gewetes besoedel en hulle geloof beskadig. Vriende, ek dink dit is wat Paulus hieroor praat. Wat Paulus in hierdie gedeelte sê is, daar is party van ons broers en susters, spesifiek die wat dalk onlangs tot bekering gekom het vanaf hulle verlede af, wat worstel deur dinge. Kom ons praat met mekaar, kom ons hierdie vrymoedigheid om vir mekaar te sê vir ons sukkel. En hier is die punt, indien ons dit net mis. Wat Paulus sê is, moet nie daai sogenaamde volwasse Christen wees, wat dan jou Bybel uithaal en die ander ou teologies pak slaag gee, oor hoekom jy actually mag doen, wat jy nou doen hè. Hy sê, jy mis heeltemal die punt. Paulus sê vir jou en vir my, betoon naaste liefde. Wees bereid om jou regte prys te gee, omdat jy vir jou broer of jou suster omgee. Maar ek wil gou vinnig, en ons is amper daar, maar ek wil gou vinnig, ek dink nog steeds baie van daai is 'n klein bietjie abstrak in ons konteks, daai voorbeelde wat ek nou genoem het. Ek wil 'n voorbeeld doen wat regtig weer eens my hierdie week aangespreek het oor myself, en ek dink dis meer relevant vir meer van ons hier. En ek dink dit het te doen met hoe ons as ouers baie kere 'n nadelige invloed op ons kinders geloof het. Ons kinders is baie letterlik baie kere die swakkes in geloof. Die wat vers 7 begin, soos ons vanoggend gehoor het, begin om 'n kennis van God te kry, maar nog nie alles verstaan nie. En partykeer is dit eintlik ook omdat hulle, dis hoekom Jesus sê, wees soos die kinders, hulle gewete is ook nog nie so stomp, soos ons in baie kere nie. En ek dink, daar's baie kere in kontekste soos ons in, en ek praat nie net hier van Ligpunt nie, ek praat hier van westerse Christendom, waar ons kindertjies groot word, en hulle sing saam met ons liedjies, en ons bid saam met hulle, en dan ergens, dan raak hulle gewetes, begin half goedjies by mekaar sit. En hulle voel of, maar, hy pappa, dis nie mooi om so te praat nie. Of, maar mamma, ek weet nie of hierdie 'n mooi liedjie is om te luister nou in die kar nie. Of wat ook al dit mag wees.
En ek dink daar's 'n verantwoordelikheid, ek dink is 'n toepassing van die teks vir ons die sterk is, om vir die swakkes in ons midde, ons kinders, dan nie 'n struikelblok te wees nie. Nie so te lewe met ons diskontinuïteit tussen ons geloofbelydenis en ons geloofbelewenis, waar ons kinders dan opeindig deur waar hulle eintlik hulle gewetens word besoedel en hulle geloof word beskadig as gevolg van ons. Ek dink dit is 'n legitimate manier om hierdie vir ons toe te pas. En so kan ek jou vra, ouer, soos ek myself vra, wat dink jy is daardie optrede in jou lewe, van jou as 'n man en 'n vrou se lewe, waar die Gees jou roep om jou regte prys te gee sodat jy jou kinders se geestelike welstand beter gaan koester en kultiveer. Ouers, ons almal val. Ons almal val. En vir dit het ons Jesus. Deur Jesus kom ons na die Vader toe. Ons kom, ons pak af by hom, ons ontvang genade en die Gees se krag om weer te probeer. En ek sluit hiermee af. Ek sluit af, vriende. Hoekom sal ek en jy dit doen? Hoekom sal ek en jy, het sy dit nou in God se huishouding, die kerk is, en of dit in jou eie huishouding is met jou gesin, hoekom sal ek en jy dit doen en ons regte prys gee om ander se geestelike welstand na te jaag? En die antwoord is in soort van die taal van Driekus Du Plessis, die antwoord is want ons weet beter. Ons behoort beter te weet as Christene. Ons onthou die evangelie. Nee, ons onthou die kruisdood van Jesus. Soos ek afsluit, kyk hierdie woorde van 1 Korintiërs 1 vers 18. Dis hoe die boek begin. Hy gee vir ons die sleutel tot die lewe van heiligheid reg aan die begin van die boek. Paulus sê die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. 1 Korintiërs 1 vers 23-24, 'n gekruisigde Christus is die krag van God en dit is die wysheid van God. Dis ware kennis. Is 'n gekruisigde Jesus. Vriende, dis waar ek en jy beide die begeerte en die vermoë gaan kry om ons regte neer te lê vir die voordeel van ander. Ons kyk na Jesus wat dit vir ons gedoen het. Jesus het sy regte neergelê, op 'n kruis gesterf, ten einde vir jou en my so goed te wees. En dit is soos wat ons na hom kyk, dit indrink en deur sy Gees dan sy voorbeeld volg. Dis in daai plek. Dit is in daai plek dan wat ons dan in liefde en in nederigheid en heiligheid vir mekaar gaan goed wees. Die Here gaan verheerlik en mekaar gaan seën. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons moet erken dat hierdie waarhede wat ons vanoggend u hoor praat het met ons deur die woord is iets wat ons almal in kort skiet. En so ons loof en prys U vir die Seun Jesus en ons kom ook nou deur hom na U toe. O Vader, ek bid vir elkeen van ons hier, daar waar die Gees ons aangespreek het, individueel en kollektief, en ons vra o Heer, wees ons nie net genadig in Jesus nie, maar deur die Gees, maak ons tog meer soos Jesus. O Here, of dit nou is in ons huisgesinne, of hier in U huisgesin die kerk, maak ons meer soos Jesus. Ons is lief vir U, o Heer, ons dank U dat selfs ten spyte van ons falinge in die verband, is daar genade op genade vir ons. Laat dit nie net na ons toe kom nie, maar deur ons ook so na ander. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.